O, gatse julle. Eendag lang gelede was daar 'n groot gevaar. Leeu's was besig om te moet vlug. Hyenas, julle die klompste, rofste, onbeskofste skobbejak hyenas het mal gegaan. En al die diere van die bosveld op horings gejaag. Op horings beteken chaos gemaak, amok gemaak. Kyk, die leeu's hardloop op in 'n kloof in. Want hierdie hyenas het saamgekom en besluit, vandag neem ons die wêreld oor. Dink julle is tyd vir hyenas om die wêreld oor te neem? Nee. Wel, hulle het so gedink. Koning Leo het net geweet, ag wat, ons sal nou met hulle deel, maar ons moet nou eers vlug, ek moet my gesin veilig kry. Voordat ek hierdie klomp van hyenas gaan uitsorteer. So hy's op, o julle. Maar die hyenas het vir hulle gewag en geweet hulle gaan in die kloof op hardloop. Een het so lank die berg geklim, saam met sy maatjie. En hulle het 'n klip gestamp, gestoot so hard as wat hulle kan. En daai klip het afgerol. En reg in die mond van die kloof gaan val, by sy ingang. En die leeu's was vasgekeer. Nou moet hulle kraanse uitklim. Lag daai hyenas. En koning leeu kyk om. Is almal hierso? Is almal? Maar een leeuetjie was nie daar nie, Madelief. Sy cute ou dogtertjie. Sy moes iewers agter hierdie groot klip gewees het waar hyenas haar kan beet kry. Ons wil nie dit hê nie, nê? Koning Leeu wil dit ook nie hê nie. En hy begin kyk, kan hy oorspring, kan hy gaan, maar gaan hy sy gesin nie alleen los? Hy moet hulle oppas, maar daar's enetjie wat gered moet word. En Spike het 'n kuif gehad wat so penhoorend regop staan. En klein Spike sê, "Papa, ek sal haar gaan help." Hy sê, "My kind, hoe gaan ons hier uitkom? Jy is die enigste een wat dit kan doen. Is jy seker jy wil gaan?" "O, papa, ek is dalk nie meer so seker nie. Ek het vir 'n oombliekie braaf gevoel, maar nou hoor ek lag hyenas. Okay, wag, papa nee. Papa moet maar gaan, ek sal jy sê. Kom ons kyk. Hulle soek 'n gapentjie, julle, en daar's 'n klein gapentjie aan die kant van die rots, maar al wie daar kan deurpas is Spike." En hy sê, "Spike, onthou net, vandag is die dag waarvoor ek jou groot gemaak het, die dag wat jy moet braaf wees, die dag wat jy moet weet. Vandag is jy 'n leeu." "Papa, maar hoor daai hyenas en hulle is hier agter en miskien is Madelief okay." Hy sê, "Wow, Spike, luister vir my. Die hyenas is nog nie klaar nie. Hulle is nog steeds op pad. Ons moet gaan, maar jy kan gaan en vir Madelief veilig hou. Onthou net hierdie volgende woorde. Pas op wat jy dink. Pas op wat jy kies. Pas op wat jy voel. Laat jy gaan, julle." En met dit druk koning Leeu vir Spike deur daardie opening en hy pak 'n klip agter hom toe. Poef, laat hyenas nie daar inkom nie. En hy sê net, "Spike, onthou net ek is lief vir jou. Ek weet jy kan." En met daai laaste woorde is Spike op pad, julle, van klip tot klip spring en hy kruip weg agter die klip en hy sien hoekom die klomp hyenas verbygehardloop. "Hulle is hier, kom ons gaan kry hulle." Skree daai klomp hyenas. En Spike word dadelik bang. Wat hy wil bang word en hy dink, "O, gats, hy is in die moeilikheid." Onthou sy pa se woorde. Pas op wat jy dink, pas op wat jy voel, pas op wat jy kies. En hy dink, pas op wat jy dink, pas op wat jy voel. Hy sê, "Dalk moet ek dink hoe ek wat moet ek dink? Madelief, ek moet aan Madelief dink, ek moet haar gaan help." Julle, en Spike spring daar weg. En hy's op en op en op. Hier aan die kant van die kraan, van hierdie kloof deur. Hoog bo, daar waar die hyenas hom nie kry nie, maar, o gats, as hulle spring en hom hoor, en die volgende oomblik trap hy 'n stokkie, en die stokkie kraak. Maar jy hoor dit echo. Jy hoor dit echo in die kloof. En Spike kyk op, julle sy kuif, staan penhoring, en hy spit sy oortjies en hy luister, of hy nou hom gehoor het. En 3 van hulle draai om. "Ek het iets gehoor, een van hulle is daar bo." En die volgende oomblik toe hy wil omdraai en weg spring, toe skop hy 'n klippie raak. Op die klippie af. "Daar is hy!" skree die hyena. "Daar op 'n klippie, kom ons gaan kry hom!" Julle, en Spike moet go. Maar Spike dink aan sy pappa se woorde. En hy weet, ek moet aan iets goeds dink. En hy dink net, waar is die pad? En hy spring. Links, regs, van hierdie boom tot daai boom tot hierdie klip. Oor die paadjie en na die ander kant toe, oor 'n stroompietjie. En hy moet onthou, waar sal Madelief wees?
En in sy gedagtes, terwyl hy dink, onthou hy onthou 'n groot dooie boom, wat daar gestaan het langs 'n rivier. As dit die enigste boom is waarna hy dink, is dit die presiese plek waartoe hy gaan. Maar hy hoor kom hyenas nader, julle. Tande, kners. Jy hoor dit sommer bytel op mekaar en dis lus vir 'n klein, hy dink, wat nou? Dalk wil ek net terug gaan, dalk wil ek net wegkruip. Kyk, die bose grot. Ek moet in die grot wegkruip, julle, en hy gaan na die ingang van die grot toe. En hy wil net daar binne in gaan wegkruip. Dis al wat hy wil doen, en hy dink aan sy pappa se woorde, pas op wat jy kies. En hy dink, as hy kies om die binnekant weg te kruip, gaan Madeleine veilig wees. En die hyena se pote kom nader, gaan Madeleine veilig wees. En dadelik, hy spring om tot by 'n klip bokant die ingang van die grot, en hy hardloop weg. 3 tree verder, toe hy besig ons weg te hardloop, hoor hy kom die hyenas. Hier is sy spore in die grot, hy sien binne! En daar hardloop die hyenas binne in die grot in, en Spike weet, hulle is nie baie slim nie. So hy het 'n bietjie tyd. Hy gaan staan op 'n hoë klip en hy kyk oor die vallei. En hy kyk na die rivier waar die rivier vloei en hy volg die rivier na tussen langs groen plekkies. Hy sien daar's riete, daar's groot bome en hy sien 'n massiewe dooie boom. Daar is 'n klein kolletjie, 'n spikkeltjie in die boom. Is dit sy sussie? Met dit is hy dadelik weg. Hy spring af. Julle, en soos hy die berg afstap en die son begin sak, voel hy baie alleen en hy voel hartseer. En hy kyk om hom rond en hy sien geen dier nie. En hy dink aan sy pappa woorde, pas op hoe jy voel. En hy dink, kyk hoe stadig stap ek nou. Ek voel nie, ek dink ek wil hartseerder wees as wat ek wil bly wees, en ek stap stadig en hy sê, nee, ek gaan hardloop. Julle, in Spike begin sy pote optel. Sy naels kom uit, hy druk dit in die grond in, en hy trek sulke sloot in die grond, terwyl hy vinniger en vinniger hardloop. Hy voel hoe klop die bloed deur sy are, hy voel hoe bult sy spiere, en net so spring hy reg oor die rivier, deur die lug. Die krokodille is soos, wat? Die seekoeie is soos, ooh, maar Spike trek deur die lug, hy land aan die ander kant, so hard op daai modder, dat daar stof uitkom. Wat? Dit is hy Spike, en hy onthou sy pappa se woorde, pas op wat jy dink, pas op hoe jy voel, pas op wat jy kies. En hy kies om vandag die braafste leeu te wees wat sy sussie al ooit gehad het. Julle, Spike hardloop. En hy sien, net so voor die son ondergaan op die horison, beweging tussen die grasse. En hy hoor, en hy weet dis die hyenas. Maar wat het hy besluit? Ek is die brawe leeu. Vandag red ek my sussie en daai hyenas gaan moeilikheid kry. So hardloop naby na die reguit boom toe, en die laaste stukkie lig sien in die boom, en hy spring met sy kloue tot in daai boom. En die boom kraak. En die boom begin skynsval. Reg oor die rivier. Maar in die boom hoor hy 'n stemmetjie. Boetie! En dit is Madelief. Sy sit daar, sy was baie bang. Sy het net al gedink hoe die hyenas se opeet. Sy was so hartseer. Haar ou wangetjies, die haartjies is papnat gehuil. Maar hy kom en hy lekker deur haar gesiggie en sê, hey, sussie, wees rustig, ons gaan dit maak. Stamp iets onder teen die boom. Hulle kyk af. Wragties, daar is 'n hyena. O my genigtig, 'n groot ene met sulke skieloë. Kyk so en hy sê vir hulle, ja, vandag kry julle. Ja! Lag die hyenas. Stamp nog een daai boom. En die boom begin sak. Nader en nader aan die water. En die hyenas sê, stap die boom, ons gaan hulle nou kry. En Spike sê vir sussie, want sy sê vir hom, ek is baie bang, Spike, ons gaan vandag dood gaan, die hyenas gaan ons opeet, Spike, hierdie gaan nie lekker wees nie, Spike, jy moet... En hy sê net, shh, papa het gesê, pas op wat jy kies, pas op wat jy dink, pas op hoe jy voel. So kom ons kies, dat ons vandag gaan oorleef, kom ons sê ons is braaf. Kom ons besluit, ons gaan oorleef. Hoe gaan ons dit reg kry? En sy begin rondkyk, en die boom stamp, en die boom val nader, en hyena begin op die boom kan klim, so skyns as al die hyena loop nader na hulle toe. Jy hoor sy tande. Spike kyk rond en hy sê, volg my.
Soos hulle na die punt van die bokant van die boom toe loop, wat nou al so skuins hang, begin hierdie boom meer en meer kraak. En Spike sê vir sy sussie, Madelief, as ek sê, gaan, dan gaan ons. Ek het besluit ons gaan dit maak. Ek weet, daar's 'n plan om te maak. Kyk net daar. En hulle hardloop. Hy sê, gaan! Hulle hardloop. Hulle grou hulle naels binne die takke in. Hulle hardloop na die punt van die boom. Hoe vinniger hulle hardloop, hoe vinniger val die boom nader na die rivier toe. En in die rivier is 'n verskriklike groot ondier. Krokodil. Maar hulle hardloop en net voor daardie groot stuk boom daai water tref, sê hy Spike, spring Madelief, en hulle al twee klou vas met hulle pote, hulle gryp vas en hulle spring, so hard as wat hulle kan, net kort op hulle is die 3 hyenas, kry hulle nou, hulle is vasgekeer, en met dit, spring Spike en Madelief, uit, daardie boom uit, maak 'n boog oor die water, weg uit die happende kaka, van daardie krokodille, hulle land aan die kant, tussen die riete in, en hulle verdwyn, hulle is weg, ons sien nie waar hulle heen rol nie, is hulle in die water, is daar, en is 'n verskriklik gespad daar. Maar die hyenas, hoor jy net sê, gatsie, wag, ons gaan versyp, draai om! Maar die derde een stamp die tweede, en die tweede een stamp die eerste, en in al 3 land, in die water, en die boom breek af, en die hyenas, begin in die water afspoel en spat, help ons, ons kan nie swem nie! En die krokodil verdwyn onder die water in. O, gats, wat nou? Maar aan die ander kant van die riete, klim Spike en Madelief uit. En hulle hoor hoe skree die hyenaatjies, borrelend al met die rivier af en dink, o, as julle tog maar net ons nie wou seermaak nie, het julle nie nou in die gevaar van die rivier geswem nie. En so het Spike en sy sussie opgeklim in die berg, hulle het daai aand in die grot geslaap. En die volgende oggend, toe die sonnetjie opkom, julle en die lig is oranje en pink en die groen bome is so mooi en die lug ruik so verskriklik lekker. Het julle al geruik hoe ruik dit buite as die son opkom? Ja. Julle moet hierdie vakansie die tyd vat. Want dit was, die lekkerste geur van die natuur, die nat gras, was net amazing. Hulle het dit so geruik. En Spike het geweet, besluit vandag, gaan ek wen. Dink aan hoe ek wen. En voel absoluut awesome. En hulle het hulle pappa en hulle mamma daai dag gekry. Net toe hulle pappa, die laaste hyena, 'n klap gee. Oor die groot klip, in die bergstroom, laat hy afrol, tot deur onder in die rivier, waar 'n groot skaduwee onder die water